Vir wie mis jy hierdie Kersfees? Want dit is nou mos maar eenmaal die ding van Kersfees, behalwe van die lekker feeslikheid en die vreugde en die opwinding en die vrede en die rus wat in Kerstyd en Kersvakansies kom, voel die meeste van ons mos dikwels 'n leemte, 'n gemis, selfs 'n hartseer, 'n heimwee. Partykeer kan ons dit nie in woorde omsit nie. Maar meestal is dit mos maar oor die gemis van familielede, geliefdes wat nou nie meer met ons is nie, wat ons jare laas gesien het. Miskien het jy in hierdie jaar iemand verloor en is dit dalk nou jou eerste Kersfees wat jy nou het sonder daai persoon. Miskien het jy iemand al 2-3 jaar gelede verloor, baie langer terug, en dan Kersfees, dan begin ervare mens weer daardie leemte van die persoon en onthou jy die goeie tye saam met daai een. En dink jy daai tyd se Kersfees was in elk geval baie aangenaam en lekkerder as wat dit nou is. Dit is maar net hier diep binne in 'n mens 'n verlange wat daai gedagtes by jou sit. Ek glo mens moet elke nuwe Kersfees, elke nuwe dag, elke nuwe jaar, moet 'n mens vir daai oomblik voluit leef en die vreugde en die vrede in daai spesifieke oomblik probeer vasvang. Jy kan altyd jou goeie herinneringe gebruik natuurlik, om vir jou sulke tye dan ook aangenaam te maak, wanneer jy aan jou geliefdes dink wat nie meer hier is nie. Dit vat nog nie die verlange en die hartseer weg nie, en die wens dat hulle nou maar weer by jou kon wees nie. Kersfees, dink ons aan die tyd toe, soos die Bybel sê, God mens geword het. Toe hy as ware in ons krib, ons kot, ons bedjies kom lê het, ons eerste babatreetjies saam met ons kom gee, toe Christus as mens al hierdie dinge moes beleef, sy groot word, 'n lewe wat hy moes beleef. Ons vermoed dat Jesus Christus se pa dood is, voordat Jesus gekruisig is, want op 'n stadium lees ons dat hy 'n carpenter, 'n skrynwerker was, en dan lees ons nooit weer van Josef nie, en by Christus se kruisiging is net Maria by die kruis, en dan sê Jesus mos vir Johannes, sy geliefde disipel, daar is jou moeder, kyk na haar asseblief, en ma, daar is jou seun, jy gaan in die toekoms maar na my verlang, daar gaan 'n gemis in jou hart wees, maar ek gee vir jou, vir Johannes, om die plek van seun te probeer volstaan, in die tyd wat ek dan nie meer met jou gaan wees nie. Christus het dan gekom om 'n klomp leemtes in ons te kom vul. Hy het ook self leemtes in homself kom ervaar by die begrafnis op die dood, die graf van een van sy beste vriende, Lazarus, staan daar 'n paar maal dat Jesus in trane uitgebars en gehuil het. Hy weet wat is 'n gemis, en daarom kan jy weet, in Kerstyd ken hy ook jou verlange, hy ken ook die gemis wat jy ervaar. Ons sê Immanuel, God met ons. God het mens geword, hy het met ons kom bly, hy het in ons skoene kom staan, en net voordat Christus opvaar hemel toe, sê hy mos ook, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ek sal daar wees in al julle lewensomstandighede. Oral sal ek met julle wees. Ek sal daar wees in julle trane, ek sal daar wees wanneer julle benoud en bang raak. Ek sal selfs daar wees, soos wat Dawid sê, as die daal van doodskade weer oor jou kom, met ander woorde, wanneer die einde van jou lewe dan ook aanbreek. Christus het ook vir ons beloof, hierdie gemis wat ons so dikwels ervaar, ook in goeie tye, soos in Kersfees, gaan eendag ophou. Ek gesê, ek gaan om vir julle plek te berei in die huis van my Vader, en wanneer ek klaar is, dan kom ek terug na julle toe, sodat julle ook by my kan wees, daar waar ek is, sodat julle saam met my kan wees, en ook natuurlik saam met al die ander geliefdes
wat nou al voor jou gegaan het, wat reeds in daai huis is. Hulle mis ons nie op dieselfde manier wat ons hulle mis nie, want in die hemel is daar geen trane nie, daar's geen hartseer nie, geen dood nie. Maar ek dink tog op 'n manier wag hulle vir ons. En weet hulle dat ons hulle so mis, en sien hulle ook uit daarna, dat ons weer by hulle aansluit. So ek wil maar net sê dat ek vertrou dat hierdie Kersfees dan met al sy vreugdes en al sy hartseere en al sy gemis vir jou tog ook sal kom verseker. Christus het mens geword. God met ons, Immanuel is met ons, hy's nou nog met ons, hy ken al ons omstandighede, maar hy het ook gegaan om vir ons plek te berei. Daar kom ook dan 'n dag, 'n tyd, wanneer ons Kersfees vir altyd saam met hom sal vier, soos wat Christus gesê het by die instelling van die nagmaal. Ek gaan nie weer wyn en brood gebruik voordat julle by my is nie. Daar is hierdie groot fees van wyn en brood wat vir ons by hom wag. Ek bid dan dat in hierdie Kerstyd jy weer hierdie groot vrede en hierdie versekering sal ontvang. God ken jou deur Christus Jesus, hy ken jou omstandighede, hy weet wat is verlange in jou hart. Hy kom maak dit stil nou met sy troos en met die goeie herinneringe, maar hy beloof ook, eendag droog ek al die trane af. Eendag sal daar nie meer 'n gemis wees nie. Dan kan julle ook wees waar ek is. Ons sien uit na daardie oomblik saam met hom. Ons sien dan uit hierdie Kersfees na 'n lewe wat vir ons wag. Geseënde Kersfees dan. Waarlik geseënd met bedoelende laat God by jou wees in hierdie tyd. Geseënde Kersfees. Vir elkeen van julle wat hartseer en treur is, maar ook vir elkeen van julle wat vandag bly en vol opwinding is. En miskien is jou kinders of jou ouers vandag dalk nog in hierdie lewe saam met jou, maar julle kan nie saam wees nie. Miskien is hulle oor see ergens of net 'n bietjie buite bereik. En kan jy vandag net terugdink aan die goeie tye wat julle ook saam het en sou jy graag die hele gesin vandag by mekaar wou hê, maar nou kan dit nie wees nie. So ook vir elkeen van julle sê ons vandag vrede vir jou, soos wat die engele gesê het met die aankondiging van Christus se geboorte. Vrede vir julle. Vrede vir elkeen van julle vandag.